You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, an ocean's deep, my faith will stand. Goeiemôre gemeente, welkom by die Gaan Groot of die Gaan Huis Toe reeks. In hierdie reeks hanteer ons 5 temas vandag: Trust Without Borders, week 2 Roekelose Liefde, week 3 My Heart Will Sing, week 4 Tula Sizwe en week 5 U is alles. Brian May, die hoofgitaarlid van die rockgroep Queen, het 'n droom gehad waarin hy homself gesien het en die mense wat die vertoning bywoon, waar hulle deelneem aan hulle vertonings. Hulle het toe We Will Rock You geskryf, sodat die gehoor hulle hande kan klap en hulle voete kan stamp. In hierdieselfde tyd het Freddie Mercury die lied We Are The Champions geskryf, en eintlik moes hierdie een lied gewees het. Maar dit het as 2 liedere ontwikkel, want dit was sulke uitstekende musiek wat hulle toe ontwerp het. Die lang van die kort is, ek en jy word uitgenooi na die vertoning van die lewe. En ons wil jou hierdie jaar uitnooi om te sê, We will rock you, we are the champions. Ons is in onsekere tye, maar ons gaan aan, ons pas aan. En daarom hierdie reeks, Gaan Groot of Gaan Huis Toe 2021, ons kom vir jou. As ek so fietsry, al hoe meer ek fietsry, hoe besef ek die verskillende momente en maniere is daar hoe om jou fiets te trap. En een van die goeters is, my voete is vas met cleats vas aan my pedale. En dis nie net 'n trapaksie nie, jy trap nie net 'n fiets nie, maar jy trek ook, so dit is trap en trek jy met hierdie agterste deel, met jou hammies. En ons nooi jou uit, weer eens, die uitnodiging, om te trap en trek hierdie jaar saam met Toringkerk op die avontuur van die lewe. Ons is baie entoesiasties en passievol en bly oor die jaar, en jy word ook uitgenooi na hierdie jaar toe. Vriende, ons gaan nou lekker saam sing, saam met ons musiekspan. Mario en Piet, baie dankie vir julle moeite. Ons sing O Heer my God. Hierdie reeks wat ons vanoggend hanteer is as gevolg van ons vriende van Universiteitsoord. Dominee, dankie vir jou moeite. En dan ook Janneke, wat weer al ons editing en al ons moeite doen met hierdie video's. Daarna gaan Janneke ons deur die kindermoment vat, en dan gaan Tannie Joan vir ons die skriflesing doen. Kom ons sing lekker saam, een van my gunstelings, lied 464, O Heer my God. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping eintlik staan. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister gras en stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek jou
wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, die grote naam. Baie welkom by die eerste Sondag terug in 2021. Hierdie jaar se tema, soos laas jaar, is genoeg en genade. Ons gaan hierdie twee woorde nog baie hoor in die jaar wat kom. Maar kom ons begin by die Bybel. So hierdie is een van my gunsteling Bybels wat Kara Snyman vir my geverf het. So die Bybel is ons storieboek oor God, oor ons en die heelal. God het ons lief en sorg vir ons, maak nie saak wat ons doen nie. En dit is genoeg en genade. So daar is een spesifieke storie wat ons vandag gaan lees. Blaai gaan julle Bybels na Exodus 16. Dit is sommer die tweede boek in die Bybel, heel voor. Vat gou 5 minute en lees die hele Exodus 16 saam lekker rustig deur. So hierdie storie gaan oor die Israeliete wat in die woestyn was. Daar was geen winkels naby nie, so hulle het regtig geen kos gehad om te eet nie. Maar God het vir hulle gesorg. Hy het vir hulle letterlik kos uit die hemel gestuur. En hierdie kos was manna en kwartels of vleis. God het elke oggend vir hulle hierdie kos gegee wat net genoeg was vir die dag. Hierdie storie help ons om te verstaan dat God vir ons genoeg gee deur die genade wat hy vir ons het. Maar moet nou nie bekommer nie. As jy nou nog nie lekker die verskil verstaan tussen genoeg en genade nie, dan is dit heeltemal oukei. Ons gaan nog die hele jaar daar gesels, so dit gaan later selfs nog meer sin maak. Ons weet net dat God vir ons lief het en dat God hierdie liefde vir ons wys deur vir ons genoeg te gee en dit alles deur God se genade. Ons gaan hierdie jaar hierdie boek wat vol stories is van God se liefde vir ons baie goed leer ken. Ons gaan hierdie jaar 'n baie spesifieke bril opsit. So wanneer ons hierdie stories lees, sit ons dan hierdie bril op. Ons noem dit die genoeg en genade bril. Dit beteken dat elke storie wat ons lees uit hierdie Bybel, ons nou kan lees uit die lens van God wat vir ons genoeg gee deur sy genade. Byvoorbeeld, kom ons kyk na die storie van vandag oor manna en kwartels wat God vir die Israeliete gegee het. Met hierdie bril op kan ek nou sien dat dit 'n storie van genoeg is, waar God sy liefde vir die mense wys deur vir hulle te sorg. 'n Ander storie wat ons almal ken, is die storie van Paulus. Hy was eers iemand wat die Christene wou vervolg het, maar nadat hy 'n ontmoeting met God gehad het op pad na Damaskus toe, het God vir hom 'n tweede kans gegee. So as ek nou weer na die storie gaan luister met my genoeg en genade bril op, dan kan ek sien dat hierdie eintlik 'n storie van genade is. Dat God regtig vir ons lief het en vir ons tweede kanse gee. Dalk het jy ook 'n bril wat jy kan gaan haal en opsit elke keer as ons saam met die Bybel lees. Maar voor ek groet, gaan ons eers die genoeg en genade rympie saam opset. Dalk is daar van julle wat dit kan onthou en dit gaan so. So, God het ons lief en hy gee vir ons genoeg. God maak ons heel met genade, maak nie saak wat ons doen nie. Gaan maak nou jou boks oop en haal dan die heel eerste week se sakkie uit. Vra jou ouers om saam met jou te sit en lees en gesels en speel. As jy nog nie so 'n boksie gekry het nie, kan jy dit by die kerkkantoor gaan haal. Of jy kan vir my laat weet dat ons 'n plan maak om hierdie boksie by jou uit te kry. Stuur asseblief my foto's van julle wat saam Bybel lees of saam die aktiwiteite doen, sodat ons op 'n manier net bietjie nader aan mekaar kan kom. Mooi week vir julle. Goeiemôre, ek is Joan Matthee en vandag lees ons uit Matteus 14 van vers 22 tot 33. Jesus loop op die see. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim
om solank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, "U is waarlik die Seun van God." Tannie Joan, baie dankie vir daai boodskap. Tannie lyk so mooi en haar agtergrond is so mooi. Dankie vir die moeite ook met daai video wat Tannie self geneem het. Well done. Om groot te leef beteken om te vertrou sonder grense. Maar die realiteit lyk anders. Sielkundiges, pastorale besoeke, selfhelpboeke bewys dat ons seer gemaak word deur mense naby aan ons. Mense wat ons op 'n tyd vertrou het. En so is daar in elke familie 'n verhaal wat tot stand gekom het, soos 'n uitgeskeurde bladsy uit 'n tydskrif. Die 2020 verslag met oor die 2 miljoen deelnemers van 145 maatskappye dui dat daar die minste vertroue ooit is in die regering, die privaat sektor, nie-winsgewende organisasies en die media. Ek wil dit amper die groot 4 noem. En redes hiervoor is die gebrek aan etiese gedrag en onbevoegdheid, onbekwaamheid. En hoe ironies is dit nie? Hierdie groot 4 maak van ons klein mense, omdat ons hulle nie vertrou nie. Want dit is wat wantroue doen. Dit maak van jou 'n kleiner mens, dalk 'n slegter mens, 'n leliker mens, agterdogtige mens, jaloerse mens. In Matteus 14 lees ons dat Petrus die enigste een van die disippels is wat vurig en onmiddellik uit die boot spring om na Jesus te hardloop. En dit is eens met sy persoonlikheid. Ek dink Petrus was vinnig, hy was vurig, hy was passievol, entoesiasties. Dalk een van daai mense wat praat voor hulle dink. Maar die vraag waarmee ek geworstel het of gewandel het hierdie week is, waarom bly die ander disippels sit? Hoekom spring hulle ook nie uit en hardloop na Jesus nie? Dis duidelik dat daar 'n grens tussen hulle en Jesus is, maar Petrus steek daardie grens oor. Hy spring oor daai boot se rand, oor daai grens. Maar die hoofvraag wat ek jou wil vra, in watter aspek van jou lewe roep God jou om op hom te fokus, te vertrou en uit die boot te klim? In watter aspek van jou lewe roep God jou om op hom te fokus, te vertrou en uit die boot te klim? In die uitstekende fliek The Shack sukkel Mac om God te vertrou. En dan sê God vir hom, "It is because you don't believe that I am good." Dink jy dat God goed is? Hoekom nie? Ons sal nie God kan vertrou nie as ons nie kan praat oor sy goedheid nie. En in hierdie week se tema lied, elke week stuur ons 'n lied uit, dis die bekende lied van Hillsong Oceans. You call me out upon the waters. Dink aan Petrus. Hy word uitgeroep tot die waters toe. The great and unknown where feet may fail. En dit is hierso waar ons seker is, waar jy onseker is en jy in die see is en Jesus roep jou en jy weet nie wat jy met hierdie roeping moet doen nie. En dan die woorde, and there I find you in the mystery. Dit sê nie dat jy
vir God vind in die uitgesortheid van die lewe nie, in die perfekte oomblikke van die lewe nie, in die utopias van die lewe nie. Jy vind God in die onsekerheid, in die momente van krisis. In oceans deep, my faith will stand and keep my eyes above the waves. Dan kan Petrus. Ek weet nie in watter boot jy vanoggend sit nie, finansies, liefde, familie, kollegas, vriende. Moet dit nie wegwens nie. En ek weet dit is moeilik om te sê. Maar dit is soms God se heiligste en mees intieme oomblikke saam met jou. Hoe sê my broer, as hy in sy 2-jarige Lego bou, en hy gee toe tot een van haar versoeke. So sy het byvoorbeeld nou gesmeek, pappa, bou saam my Lego, en 5 minute later wil sy iets anders gaan doen, of iets belagliks doen, dan sê hy, as hy toegee tot haar versoek, om nou weg te draai van waarmee hulle besig is, en waarvoor hulle gesê het, hulle gaan nou besig wees, dan het hy nie meer haar aandag nie. Maar as hy vir haar sê, ons gaan nie nou doen wat jy versoek nie, ons gaan nou klaar bou, want jy het my gevra om klaar te bou, dan het hy haar aandag. God sê vandag vir my en jou, vertrou my. Ek soek jou aandag, ek koester jou aandag. Vergeet van die regering, die privaat sektor, die NGO's, die media wat ons nie kan vertrou nie, die gebrek aan etiese gedrag, onbevoegdheid, onbekwaamheid. Hou jou oë op my, op hierdie tyd. Daai kinders wat so oneties is, hulle frustreer my as God ook, ek is hulle skepper. Maar ek soek nou jou aandag. Ek stap saam met jou in hierdie onsekere tyd. Dit sal later sin maak, vertrou my, want ek is God. Ek die beloftemaker, ek die beloftehouer. En natuurlik gebeur slegte dinge en slegte dinge gaan gebeur. Dit is deel van die lewe. Maar te veel keer val groot bome om, verloor ons geloof weens klein jakkalsies. Ons raak kleinlik lelik want ons het seer wat ander mense veroorsaak het. Maar God wil vanoggend jou bevry van daardie ou wond, miskien 'n nuwe wond. Hy wil jou kom losmaak, hy wil jou kom ligter maak, kom help dra. Een van ons ander skriflesings is uit Lukas 12 uit, en dis iets wat ek hierdie week sommer so vry vertaal het van 'n klomp Bybels wat voor my oopgelê het. Ek lees vir ons. Moenie besorg wees oor wat op die tafel is tydens etes nie. Moet ook nie besorg wees as die klere in jou kas uit mode is nie. Daar is ver meer wat tel in jou binneste as kos wat jy in jou maag sit en klere wat jy in jou lyf hang. Kyk na die kraaie, hulle is vry en sorgeloos. Hulle is nie gebind tot 'n pligte staat van 'n beroep nie, hulle bekommer hulle nie oor uiterlike dinge nie, maar het jy hulle al van naby af gekyk? Hulle is eintlik so mooi. As God sulke aandag aan die voëls en blomme gee, wilde veldblomme, kyk hierdie groen gras, hoeveel meer aandag kry jy nie? Wat ek eintlik wil sê, ontspan. Probeer om vir 'n oomblik op te hou fokus op wat jy kry en sien hoe baie God probeer gee. Mense wat nie God ken nie, hulle is besorg oor kos op hulle tafels en klere aan hulle lyf, maar jy ken vir God. Jy weet hoe hy werk. Klim in God se inisiatief en sy voorsiening, sy goddelike realiteit. Moenie bekommerd wees oor die gevoel van uitmis nie, oor die daaglikse bekommernisse wat nie ontmoet word nie. Jou stresvlakke. My liewe kind, God wil self vir jou die koninkryk bied. Wees vrygewig. Geef vir die arme by die robot en as jy niks het nie, kyk hom of haar in die oë en gee hulle die geskenk van menswaardigheid. Kry vir jou 'n bank wat nie bankrot kan gaan nie. Belê in die bank van die lewe. Veilig van gretigheid en rowers. Dit is duidelik. Waar jou skatte is jou hart. Jou vertroue in God maak jou 'n klein of 'n groot mens. Kyk vir Petrus. Breek daardie grens en spring uit die skei. Hardloop na Jesus toe. Al misluk jy, ontspan. Hy sal jou ophelp. Mag jy dwaas genoeg, sterk genoeg, naïef genoeg, groot genoeg wees om oor grense te beweeg. Ja, selfs die denkbeeldige grense wat steeds bestaan as ons praat oor die wat een kant van 'n rivier woon of ander kant 'n treinspoor. Mag jy 'n Petrus ervaring hierdie week hê waar jy weer mense vertrou of beter,
vir Jesus, hoe meer jy vertrou, hoe gouer raak jy groter. Daai lekker gevoel, daai glimlag gevoel, daai vryheid gevoel. Ek sluit af. 'n Sakeman is op 'n vliegtuig na 'n dag se vergadering in 'n ander stad. Kort in die vlug waarsku die loods, die vlieënier, die pilot van die vliegtuig dat hulle erge turbulensie kan verwag van 'n groot storm. Oor die klankstelsel sê die loods toe, daar sal nie kos of ander items bedien word nie weens hierdie storm. Kort na dit tref die vliegtuig die storm. Donker wolke, naby donderslae en blitse is om die vliegtuig. Sterk winde ruk aan die vliegtuig. Op tye is daar gille, soos wat die klein vliegtuig deur hierdie magtige groot storm domineer word, van kant tot kant geslinger, op en af gegooi. Daar's nou al mense wat hardop bid. Die sakeman sit ook nou al angstig in sy stoel, klou vas aan die armleunings. Sy oog vang 'n dogtertjie links van hom. Sy sit stil deur hierdie hele ervaring. Sy het 'n klein boekie wat sy lees, soms is haar oë toe agter die leuning en ander kere sit sy met haar bene reguit. Maar daar's geen angs of vrees in haar liggaamstaal nie. En soos die storm bedaar en die vliegtuig éventueel tot lande kom, skarrel al die volwassenes om by hulle handbagasie uit te kom en net hierdie vliegtuig te verlaat, by hulle geliefdes uit te kom. Maar hierdie dogtertjie sit rustig in haar stoel en wag dat almal geloop het. Die sakeman is baie nuuskierig en hy wil weet, hoe kry sy dit reg? Was hy nie bang nie? Besef sy wat aangaan? Hy stap toe nader en vra vir haar, is jy okay? Maar eintlik wil hy weet, was hy nie bang nie? Sy het hom so gekyk en sy het vir hom geantwoord, nee oom, ek was nie bang nie, my pappa is die loods van die vliegtuig. Hy vat my nou huis toe. Weet jy dat God die loods van jou lewe is? Jy kan rustig raak en ontspan. Ons laaste skriflesing, Psalm 37 vers 3 tot 5. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Amen. Daar weer is, maak jy oë toe en bid saam met my. Here, ek bely dat ek soveel keer saam die ander disippels in die skei agterbly. Te bang om te vertrou, te bang om die grens oor te streek. Here, ek bely dat dit moeilik is om daardie een ding in my hart vir U te gee. Ek hou nog styf vas aan dit. Dankie dat ek vanoggend by Petrus kan leer. Help my om hierdie week sonder om daaraan te dink, uit die skei te klim en na U toe te hardloop, impulsief. En Here, nie as ek misluk nie, maar wanneer ek misluk. Dankie dat U my ophelp, soos Psalm 23 beloof, en dat U nie dan lelik of hard met my is nie, maar saggies vir my fluister, probeer weer my kind, kom ek help jou op. Hoe bevrydend om vandag my vertroue, my hele boot in U hande oor te laat. Help my om te laat gaan oor die groot vier, die regering, die NGO's, die privaat sektor, die media wat my so 'n klein mens maak. Daai familie wat my seer gemaak het, daai vriend, daai vriendin. Dankie dat U sorg. Help my om meer na die blomme en voëls te kyk en herinner my om 'n groter dink oor myself te hê. 'n Dink wat weet dat my God groot is. En op die einde maak dit van my 'n groter mens om hierdie 2021 sinvol vir U te leef. Amen. Vriende, net enkele afkondigings. Asseblief gaan haal jou materiaal. Dis heerlike materiaal wat vir jou persoonlike groei is, maar ook as jy in 'n groeigroep of 'n klein groep wil wees. Onthou, ons het 'n gemeente Zoom ook Woensdae 18:30 oor hierdie tema van die week. Onthou asseblief ook jou kerkkalender, dis by die kantoor. Janneke se moeite met haar wonderlike kindermateriaal. Asseblief, ons wil jou hierdie jaar toerus en ontmoet, want dit is een van ons prioriteite. Konneksie, eredienste en 'n missionale gemeente wat die liefde van Christus uitleef. Vriende, kom ons bid vir mekaar, kom ons bemoedig by mekaar, kom ons hou mekaar vas in hierdie tyd. As jy met ons bepraat, laat weet ons. My selfoon het hierdie week
nie ophou lei met mense wat swaar kry nie, finansiële nood wat toeneem. Asseblief, ons het mekaar nou meer as ooit nodig. Stuur ook hierdie erediens vanoggend aan vir iemand wat dit dalk nodig kan hê. Vriende, dis nou tyd om die Here te dien met jou dankoffer. Soos wat jy weet, is ons afhanklik van dit waarmee ons besig is om die Here se werk voort te sit. En Amanda het vir ons iets geskryf in die afkondigings oor jou dankoffer. Jy kry nou die tyd om die Here te dien met jou gawes. Daar gaan nie 'n seëngroet wees nie, maar ek gaan vir julle sê julle moet 'n lekker week hê. Ons sing die bekende Die Here seën en beskerm jou as seun saam met Mario en die musiekspan. Geseënde week vir jou. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede vir jou vir altyd. Amen. Ja, maar soos laas jaar. Is genoeg. Jy sien, daar is spray. Jy sien. Ek kan sien hulle val. Ja. Reach out my hand. Oh, let's Yes. tell you. Oh, let's tell you love. All the way. All the way. The moment is it. Jy beweeg hier. Dit beweeg Jan. Facebook. Young.